Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Woensdagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag. Nou, ek het aan die begin van die week gesê daar's 3 dinge wat ons baie keer onderskat wanneer dit kom by God. En kind van God, ek het gister besef dat daar is nie net drie dinge nie, daar's baie meer. Daar's nog 2 wat ek graag met julle wil deel vir die res van die week. Maar die 3de ding wat ek vandag met julle wil deel is gebed. My boetans is 'n gebed onderskat ons so baie kere. Ons voel veral, omdat ons dalk nie 'n groot bidder is nie, omdat ons nie dalk hoë woorde gebruik nie, omdat ons dalk nie so lank bid nie, dat my gebed dra nie enige krag nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, dat die gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking. Jakobus 5 vers 16. So dit maak nie saak hoe kort jou gebed is nie. Dit maak nie saak dat jy eenvoudige woorde gebruik nie, my boeta en sissa. Wanneer jou hart vir God is, wanneer jou hart opreg voor God is, kan ek nou vir jou sê, gaan daai gebed van jou, wat so eenvoudig is, wat klein klink, en wat hierdie woorde het, wat nie hoë woorde is nie, gaan daai gebed meer krag dra as enige ander gebed. En jy hoef ook nie vir almal te wys, jy's hierdie groot bidder nie. Jy kan in jou kamer gaan en bid tot die Here. En soos ek sê, wanneer jou hart vir God is, wanneer jou hart in right standing is met God, kan ek nou vir jou sê, gaan jou gebed soveel krag dra, en jou gebed gaan verhoor word. So my boeta en sissa, ek wil hê, jy moet nie die krag van gebed onderskat nie. Baie keer dink ons dat wanneer ons iets bid, gaan dit ooit waar kom, of gaan dit nie. Maar wanneer jou geloof in daai gebed is, wanneer jou geloof sterker is as jou twyfel, kan ek nou vir jou sê, sal jou uitkoms kom. Jou deurbraak sal kom. Jy moet net aanhou glo, en jy moet net aanhou vertrou. Moenie God onderskat nie, my boeta en sissa, want dit is die fout wat ons maak. Partykeer voel ons dat, maar hoekom moet ek bid vir hierdie situasie? Daar gaan tog nie uitkoms kom nie, dit lyk hopeloos. Vir jou lyk dit hopeloos, maar vir God is alles moontlik. Dis hoekom ons die God van die onmoontlike dien, want God kan alles moontlik maak. Jy moet net sterk staan in jou geloof, tot God nader in gebed. En ek sê nou vir jou, my boeta en sissa, jy gaan verbaas wees. Jy gaan verbaas wees wat die uitkoms is. Kom ek bid vir jou. Vader, ek bid vir my boeta en sissa, ek bid, liewe Here, waar hulle soms twyfel of hulle gebed ooit krag dra, waar hulle soms voel, maar hulle gebed is te eenvoudig, bid ek in Jesus naam, dat hulle vandag opnuut sal besef, die kortste gebed, die kleinste gebed, dra meer krag as enige ander gebed, in Jesus naam, wanneer hulle harte vir U is, gerig op U, voor U opreg is, weet ek, sal hulle gebede berge verskuif, mag dit 'n realiteit in hulle lewe word, en mag hulle kan getuig van hoe U gebede verhoor in Jesus Christus naam. Amen en amen. My boeta en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk mooi na julleself, en as dit die Here se wil is ek môre weer terug met 'n woord. Totsiens julle. Bye bye.